Goeiedag familie, vandag wil ons, ek en Arashad sommer met julle kon gesels. Arashad het 'n getuienis wat hy wil gee. Ek het so 'n paar weke terug 'n oproep gekry van Arashad en wat se verskil Vader in sy lewe kom doen het. Wat se verskil, ons dien 'n lewende God en hoe hy vandag nog harte aanraak. Arashad het kom uit Islamic agtergrond uit en vandag wil Arashad net met ons kom getuig, soos wat die woord ons ook leer. Jesus sê in Openbaring 3 sê hy, Openbaring 12 vers 11 sê hy, deur die bloed van die lam en deur die woord van julle getuienis oorwin julle die vyand, en tot die dood toe die disippels nie hulle lewe lief gehad nie, en daarom is dit groot voorreg Arashad, dankie dat ons vandag so saam kan gesels. Vertel vir my gerus so 'n bietjie agtergrond van jou lewe. My naam is Arashad, gebore moslim, Ja. groot geraak moslim en ja, deur mekaar lewe gehad. Ja. Maar soos ek sê, 'n paar weke terug het ek op 'n Facebook page gekom van die. Ja. En Het jy so 'n paar maande terug op 'n Facebook boodskap, ja, op 'n staan-op boodskap? staan op boodskap. Okay. Ek het eers verbyde gescroll en tot ek weer teruggegaan. Ja. En die geluister, as ek kan reg onthou, was God is nog nie klaar met jou nie. Ja. En geluister en in die stand-up page ingegaan Ja. en die selfoonnommer aangekry. Ja. En toe maak ek kontak. So was daar, Arashad, was daar 'n soeke na jou, 'n soeke na 'n lewende God. Ja, daar was 'n longing geweest vir iets Ja. wat ek nie kon verstaan het nie. Ja. Geestelik, ek weet nie was dit geestelik, was dit physical nie, maar dit was iets wat ek gelong het, wat ek wil geleef het. Ja. My lewe was deur mekaar. Was leeg en deur leeg, mekaar. ja. En wat ons ontmoet het, to change alles. Ja. En daar het ek gesien dat Abba regtig 'n God is wat lewe. Ja, so net om te getuig daarvan, ek onthou dit is nou seker so 3 of 4 maande terug het Arashad my 'n lykie gegee en vir my gesê hy het die boodskap geluister en hoe die Here in sy hart werk, en hy wil sy lewe vir Jesus gee en hy wil sy lewe verander, en ons het saam 'n gebed gedoen en die wonderwerk lê daarin dat Jesus red nog steeds vandag mense, Ja. dit is amazing. Ja. Kyk, as 'n man het ek Jesus ontmoet. Ja. Het op die ouderdom. En ja, hy lewe, en hy gee lewe in oorvloed aan. Ja. Ek was baie ongelukkig, maar nou sê ek is gelukkige jong man. Ja. Dinge baie verander. Vandat na jou ontmoeting en jou aanvaarding dat jy Jesus koning van jou hart Ja. maak, het dan baie dinge in jou Ja, lewe gebeur. Ja. Ek het vrede gekry, nommer 1. Ja. Ek het nou rustig slaap om te weet dat ja, daar is stres, maar is nie, kan ek sê, ja, ek is meer vrede in my in. Vrede. So Jesus is die prins van vrede, en wanneer jy hom aanvaar, dit vat nie die bekommernisse oor môre se voorsiening ensovoorts weg nie, en natuurlik wat familie gaan sê, nee Arashad, wat familie en vriende ensovoorts ook gaan sê, maar wat as jy Jesus aanvaar, dan raak dit 'n ou se hele lewe aan, dat jy maak nie eintlik saak wat mense dink nie, maar jy kry daai vrede want hy is vrede. Ja. En dit is net amazing hoe dit so gebeur. En dan natuurlik, hy sê in Matteus 6, ons hoef besorgd te wees oor niks nie, hy sal voorsien. Ja, daar's 'n song wat ek gehoor het. Ja. God sorg vir die mossies, en hy sorg vir my ook. Amen. En, Amen. So baie dinge verander. En na daai ontmoeting wat jy die prins van vrede ontmoet het, daai honger, daai leegheid, was dit aangeraak in jou lewe? ja, dit het 'n groot impak gemaak. Amen. Waar ook deur die doop gegaan het. Amen. En daar was 'n longing geweest vir, ek wil 100% vir
God gegee het. Mm. En die doop het opgekom en ek wil gedoop gewees en ek het dit gedoen. Amen. Jy sien in Handelinge 2 toe die Heilige Gees so op hulle kop gekom het, toe vertel Petrus vir 3000 mense op die dag, vertel hy vir hulle, verkondig hy die evangelie. Hy vertel hulle Jesus en op daardie stadium vra hulle toe, maar wat moet ons doen? En Petrus sê in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle van julle verkeerde weë en sê maar ek wil in God se weë wandel en aanvaar Jesus en word gedoop, nê? Nee? En so die Heilige Gees jou gelei om gedoop te word. Ja. Amen. En na die doop Ja. het Abba 'n wonderwerk op wonderwerk om doen met lewe en selfs fisies. Ja. Ek het begin fisies verander. Ja. Ek was gesig 'n bietjie ronder geraak, so Ja. Abba doen alles nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik. So hy restore alles wat gevat gewees het deur die vyand. Ja. En dat wat hy met my besig is. Rashad, wat vir my so mooi is die feit dat jy sê Abba en Abba beteken pappa. So en dis wat so baie keer is 'n ou alleen daar buite en jy voel as jy hom nie het nie, waar's my pappa nie? En nou praat jy van Abba wat beteken pappa en dit is my so mooi, so daar's daai liefdesverhouding. Ja. Nee, en dan voorsien hy, nê? En hy beskerm en hy ja, nie net innerlik nie, maar ook uiterlik. Ja. Amen. So alles verander. Ja. En verhoudings, Arashad, was dit familie en so, is daar 'n bietjie weerstand teenoor jou gewees? Ja, daar was familie afgeskryf en so. Ja. Maar daar's daarom een goeie ding wat gehappen het nou in die tyd en ek weer kondig gemaak met my dogter. Ja. It's Dis amazing. Hoe lank was julle verhouding? ja, jare. Jare. Ja. Okay. En dit is wat Vader doen. Hy wil hê daai verhoudings moet restore, nê? Ja. Ja. En so die Engelse woord sê complete restoration wat Ja. plaas gaan vind. Ja. So, Dis amazing. So Arashad, waartoe is die pad nou vorentoe? Wat sien jy? Want God het jou gemaak. Jeremia 1 vers 5 sê hy het ons elkeen gemaak met 'n doel. So wat is die pad nou vorentoe? Wat sien jy? Want jy wil in daai purpose stap, nee, jy wil in daai doel stap wat hy vir jou lewe het. een van hulle is om sy woord aan alle verlorenes te gee. Glo jy sy woord het nog die krag om ander wat in Islamic vas is ook vry te maak, want hulle gebruik die Koran, né? Ja. As hy dit vir my kon gedoen het. Ja. Glo ek stellig sy woord lewe. Ja. Hy is 'n lewendige God. Ja. En ja, dis ons kan ons baie bereik. Ja. Deur sy woord. Amen. Amen. En intussen moes jy ook dinge geskuif het in jou lewe. Jy was aanvanklik in Johannesburg en nou is jy in Pretoria en jy saam met ons sommer staan op bedieningsspan. Vader het hom sommer gestuur om ons te help met video's ensovoorts. So prys Abba Vader daarvoor, nê? Ja, iets wat ek nie verwag het nie. As 'n skuif wat gehappen het. 'n Goeie skuif. Ja. In 'n familie gekom waar liefde gee. En as hulle praat nie oor liefde, praat nie oor liefde, hulle wys liefde. Amen. En dit is wat ek ervaar het. So al die liefde en wat ek ervaar het in die kort tydperk. Amen. 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 Arashad, dit is amazing. So as jy nou vandag 'n woord kan hê vir mense daar buite wat alleen is, wat seer het en so, wat wil jy vandag? Wat sou jy vandag deur jou getuienis vir hulle wil sê? Kom na Jesus. Kom na hom toe. Hy gee lewe en hy gee lewe in oorvloed. Hy gaan nie verstoot nie. Hy gaan jou vrede gee wat jy nooit ervaar het nie. Hy gaan jou heel maak. Wat stukkenis gaan hy heel maak. Dis die boodskap wat hy sal gee aan 'n persoon wat gebroken is, wat voel daar is niks om oor te lewe en ek het so gevoel op 'n tyd. En Abba het gekom en het my lewe gegee en hy het my liefde kom gee, het my vrede kom gee, het my so baie kom gee dat ja,
is amazing. Amen. En Arshad sal dit graag met die mense ook wil deel. As daar mense is wat regtig op daai gebroke plek is, kom en na die tyd op hierdie boodskap en sê ons het gebed nodig. Ja. En ons sal graag saam met jou wil bid, want ons het 'n lewende God en sy woord is lewend en hy maak vandag nog harte verander hy van klip na hart van vlees, nee, en hy kom vul ons met sy gees. En daai vrede en daai liefde is so oorweldigend. So Arshad, laaste ding op jou hart, enigiets? Laaste ding, Abaret. Amen. The living God that saves, nee. So ek wil vandag vir jou sê, as jy hierdie boodskap gekyk het tot nou toe, en jy voel alleen en jy stap nie 'n pad saam met Jesus nie. Kies vandag, as jy hart voel, jy kort daardie intimiteit, kies vandag, aanvaar vir Jesus vandag. Arshad, ek het dit net op die hart, ek weet iemand gaan hierna kyk wat vandag hulle lewe met Jesus wil regmaak. Kan ek en jy saam met hulle bid? Ja. Kom ons bid so saam. Vader, ons wil vandag elke persoon, U het my lewe verander, U is 'n lewende God, U het Arshad se lewe verander. En Vader, ons gee U al die eer. Aan U behoort, God saves, Abba, U saves, en U maak ons deel in 'n familie, en dankie daarvoor. Daar's baie persone daar buite wat gebroken is, en Vader, vandag, vir die persoon wat saam kyk, en wat nou sy hande oplig, in totale surrender, en sê, hier is my lewe, Vader, U sien dit, want U is 'n lewende God. Ons kom sit hierdie persoon vandag in U hande, en ons bid dat U hulle sal aanraak, en dat U hulle lewe sal verander. Dat daardie hart van klip sal verander na 'n hart van vlees, en dat U hulle sal toevou met U liefde, en hulle sal aanraak. Ja, Jesus, as jy vandag dit hierna luister en saam met ons bid, sit jou hand op jou hart en sê vandag, Jesus, ek gee my lewe vir U. Ek aanvaar U as my verlosser. Ek soek na U, die prins van vrede, en ek weet U het my geskape vir 'n tyd soos die, en ek wil leef vir U. Dankie Vader, ek bid dat U nou daardie hart sal aanraak, want U is die hartchirurg. U is 'n lewende God. Vader, ek wil vir U dankie sê vir Arshad se getuienis, sy lewe en dit waartoe U hom roep. Al loop mens so lank 'n pad, U roep ons, en dankie dat U vir Arshad, en daarom wil ek ook bid, Vader, daar waar ons disippels is, dat ons nie sal skroom om U woord te verkondig nie, because daai woord is so saad wat geplant word en wat 100voudig vermenigvuldig. Ons eer U daarvoor, Vader, ons gee U al die eer en ons loof en ons prys U. Dankie vir elke hart wat U ook nou aanraak. U is 'n lewende God, en ons gee U al die eer. Ek bid dit alles in Jesus se Hebreë naam, Yeshua se naam, die Seun van God. Amen. Amen. Dankie Arshad. En staan op. Jy is geroep vir 'n tyd soos nou.